Goeiemôre almal, wie is gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle vandag weer te kan bedien met 'n woord. Nou ek het gesê hierdie week het ek 'n reeks oor antwoorde uit God se woord en die plan was om af te sluit, maar ek kan nie afsluit nie want daar is nog soveel wat ek met julle wil deel. So volgende week gaan ons aan totdat die Here sê nou is dit genoeg. Jy het jou doel bereik wat jy moes doen. En vandag wil ek graag met julle gesels oor iets wat baie van ons 'n gevangene van is, en dit is vrees. Vrees is soos 'n tronk. Dit hou jou gevange. En weet julle wat is die ergste daarvan? Vrees steel daai vreugde van jou. Vrees steel jou vrede. En 'n prediker wat ek ken het dit so mooi gestel een aand dat tyd word so vinnig gesteel. En daai tyd wat jy op iets beters kon spandeer het, gaan jy nou nie meer kan terugkry nie. En dit word gesteel. En dit is wat vrees ook doen. Vrees steel tyd, my boetie en sissa, onnodige tyd. En as ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7 staan daar, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. Nou, hoekom leef ons dan nou nog in vrees, as God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie? Is dit nie eintlik dom nie? Maar ja, ek hoor daar's iemand wat nou sê, ja, jy weet nie wat ek deurgaan nie. Dit is so, ek weet nie waardeur jy gaan nie. Maar ek weet een ding, ons dien die God van die onmoontlike. Ons dien 'n God wat nie wil hê ons moet in vrees leef nie. Die enigste vrees wat ons moet hê, is vrees vir God. En dit is ook nie 'n vrees wat jy sidder nie. Dit is 'n respekvolle vrees. Dis die enigste vrees. Verder, ons het nie nodig om te vrees nie. Want wat kan mens aan my doen, wanneer God vir my is? Daar is soveel voorbeelde in God se woord, kind van God, wat vir ons wys dat ons het nie nodig om te vrees nie. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie. En dan is daar ook ander verse, baie ander verse. Psalm 56 vers 4 wat sê dat die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. En dis al wat ons moet doen, kind van God. Ons moet op God vertrou om ons te help om deur hierdie vrees te lei. Want dit is tyd dat ons ophou toelaat dat die vyand ons gevangene hou in vrees. Ons is nie gemaak om in vrees te leef nie. Dit is iets wat ons moet breek. Ons moet dit stop in die naam van Jesus. Amen. Amen. En dan kan julle ook ander verse gaan lees. Verse wat ek nou genoem het, Psalm 118 vers 6, is ook 'n psalm wat vir ons sê van, dis nie nodig om te vrees nie. So ek wil net hierdie gedagte weer eens by jou los vandag, my boetie en sissa. Dis tyd dat ons klaarmaak om op te hou die vyand sy sin gee, om ons in gevangenskap te hou as gevolg van vrees. Dat dit ons keer om te wil lewe, dat dit keer om vorentoe te gaan. Ons moet stop met dit. En hoekom ek so passievol is hieroor, is omdat ek dit in my eie lewe sien. Ek ervaar dit in my eie lewe, van hoe die duiwel wil kom steel as gevolg van vrees, en dis iets wat nou moet stop. Ons moet saam staan, saam teen hierdie duiwel, sodat hy kan vlug van ons. En dat ons lewe terugvat, en sê, genoeg is genoeg. Ons staan op uit hierdie put van vrees, en ons gaan vorentoe beweeg saam met my God, want saam met my God loop ek 'n bende storm en spring ek oor 'n muur. Amen, amen. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus naam en sê dankie. Dankie dat U ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar 'n gees van liefde, krag en selfbeheersing. In die naam van Jesus Christus bid ek en ek sê vir U dankie. Dankie dat U ons sal lei en sal help om uit hierdie gevangenskap te beweeg. Ek bid vir elke een wat nie weet hoe hulle uit vrees gaan kom nie. Here, bid ek om vir hulle die krag te gee. Vader, U het vir ons in Joshua 1 vers 9 ook gesê, het ek jou dan nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Ek is die Here jou God. So Here, ek spreek Joshua 1 vers 9 oor elke boetie en sissa wat voel hulle weet nie hoe gaan hulle uit hierdie put van vrees kom nie. Asseblief Here, in Jesus naam. Amen en amen.